Pastoorsvriend van my sê altyd, God het jou 'n doel gegee, nie 'n stoel nie. Lig jou boude en begin werk. En die afgelope tyd is hierdie woorde weer baie in my gedagtes. Ons is nie op aarde geplaas om maar net deur die lewe te dobber nie, om maar net elke dag op te staan, te gaan werk, huis toe te kom, te eet, te gaan slaap, so 1 keer 'n jaar met vakansie te gaan. En God het ons op aarde geplaas vir soveel meer, en hy het 'n plan vir elkeen van ons se lewens. En hy begeer dat ons vrugte dra, dat ons tot sy eer 'n impak sal maak op hierdie wêreld. Dit gebeur nie van self nie. 'n Lewe van doelgerigtheid begin juis by dit. Jy moet 'n doelgerigte ingesteldheid hê, en jy moet elke dag jou verbintenis met God van voor af begin, sodat jy sy doel in jou lewe kan verstaan, en dan gaan jy die vrug dra wat hy wil hê. Johannes 15 vers 15 sê, ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Om te begin is om verbind te wees aan Christus. Dit is nodig dat ons aan die bron van ons lewe, die bron van ons doel, vas bly. So met ander woorde, ons gebedslewe in Christus moet standvastig wees. Ons moet fisies aan hom vas wees. As ons dit nie doen nie, is ons geestelike lewe droog en doelloos en lei dit tot frustrasie. Want 'n lewe sonder 'n regte doelwit lei net tot frustrasie, want jy's op pad nêrens heen nie. Jy's rigtingloos. Baie mense is gefrustreerd en hulle is onvervuld, nie omdat hulle nie hard werk nie omdat hulle nie slim is nie omdat hulle nie talentvol is nie, maar omdat hulle nie daai doel verstaan wat God hulle op aarde geplaas het nie, en nie daarvolgens leef nie. Suksesvolle mense weet dat jy nie op jou gevoelens kan staatmaak nie, en dat jy doelbewus besluite moet neem. En jy kan net doelbewus besluite neem as jy op jou knieë is en met God praat. God roep ons om 'n lewe van aksie te lei, nie net om te droom en te hoop nie, maar om planne te maak en met sy leiding en om uit te voer dit wat jy beplan en om 'n doel te bereik wat hy vir jou op aarde geplaas het. Spreuke 16 vers 3 sê, laat jou werke aan die Here oor, dan sal jou planne bevestig word. So gaan praat met die Here, bespreek dit met die Here. Ons leef in 'n wêreld vol afleidings. Sosiale media, eindelose take, ons is altyd besig met goed wat ons aandag wegvat van God af. Maar ons moet tyd maak vir God, doelbewus tyd maak vir God, sodat ons by hom kan uitkom en sodat ons kan weet waar hy is, wie hy is en wat ons vir hom moet doen. Efesiërs 5:15 tot 16 sê, let dan nou sorgvuldig daartoe op hoe julle wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit omdat die dae boos is. Koop die tyd uit, maak tyd vir God, dat hy jou kan beskerm teen die bose. Ons moet slim wees oor hoe ons tyd spandeer. Ons moet slim wees oor wat ons doen met die tyd wat God vir ons gee. God wil hê ons moet rus, en ons moet tyd maak om te rus ook. Dit is net so belangrik soos om heeltyd te werk, maar 'n doellose, gefragmenteerde lewe sal nooit die vrug dra wat God van ons verwag nie. Ons moet tyd maak vir God, ons moet doelbewus tyd by hom spandeer, en ons moet doelbewus leef om sy doel in ons lewe te bereik. Hemelse Vader, ons bid dat U ons sal help om doelbewus te leef, om te doen wat U wil hê ons moet doen, om ons lewe so te lei dat dit weerspieël die plan wat U vir ons gehad het. Vader, en help ons elke dag, ons is net mense, en help ons om U doel vir ons lewe te verstaan, en help ons om te werk daarna. In Jesus se naam, amen.